niet, want u bevry en gee lewe. Elke storm swyg deur die klank van u stem, en alles buig voor Koning Jesus. U is die held wat vir ons veg, u baan die weg van ons oorwinning. Elke vyand vlug, elke vesting van neer. Number one, number hoogste Heer. Vir ewig is u heerskappy, u troon staan onwankelbaar, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, en Jesus die oorwinnaar. Die duisternis word lig deur u, die duiwel is deur u verslaan, en dood waar is jou mag, waar het jou angel verdwyn, en Jesus leef en ek sal lewe. Die skepping kniel en die ontzag, die hemel juig voor ons koning, en die magte van die hel weet wie regeer. Number one, number hoogste Heer. Vir ewig is u heerskappy, u troon staan onwankelbaar, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, en Jesus die oorwinnaar. Number one, number one, number one, number
Goeiemôre broers en susters en baie welkom by ons huiskerkgroepe vandag. Die afgelope Sondag, die Sondag wat sopas verby is, het ons in die erediens gekyk na die ernstige en eintlik bevrydende waarheid wat ons vind in Johannes 17 wat ons al 'n heel jaar na kyk, maar ook het ons dit ook bekyk vanuit Romeine 8. En ons het vir mekaar Sondag gesê dat hierdie twee tekste handvat, want die een praat van hoe ons lyding, ons lewens staan onder leiding van die Heilige Gees, Romeine 8. En Johannes 17 is eintlik dan Jesus wat tot die Vader bid en vra, Vader, doen dit met u kinders, die wat u vir my gegee het, die wat uitgaan in die wêreld in. Broers en susters, ek wil sê, daar is min dinge so gevaarlik as 'n mens wat seker is, hy word deur die Gees gelei, terwyl so ene eintlik maar net sy eie vlees of sy eie intuïsie of sy eie gevoelens volg. Ons het heelwat daaroor gepraat verlede Sondag. Maar vandag wil ons in ons groepe eintlik op 'n bietjie 'n dieper vlak reflekteer. En ons wil dit doen aan die hand van God se woord natuurlik, altyd, sodat ons nie net godsdienstige kleertjies aantrek of godsdienstige taal praat nie, maar dat ons uiteindelik by 'n punt sal uitkom, ons almal, waar ons lewens waarlik neergelê word onder die leiding en die heerskappy van die Heilige Gees. So laat my toe om net vinnig 'n kortlike oorsig te gee oor die boodskap van verlede week. Ons het gepraat as 'n metafoor oor 'n boot wat in 'n soos 'n groot skip wat in 'n digte misbank vaar. En toe het ons gepraat oor die ware kompas versus my gevoel. Nou, die Heilige Gees is nie 'n godsdienstige verskoning vir ons eie begeertes nie. Ons kan nooit die Heilige Gees intrek as net taal en 'n verskoning eintlik vir ons eie begeertes nie. En dan sê ons dit was die Heilige Gees nie. Ons het verlede week gesê, hy lei ons altyd deur die woord, soos 'n kaptein wat in 'n groot misbank 'n groot skip stuur, volgens sy kompas, die woord, volgens die kaart, volgens die leiding van God se Gees. Toe het ons gesels dat genade is ons vertrekpunt. Ons het ook gesê ons word nie gelei omdat ons geestelike presteerders is en regtig net die regte taal gebruik en die regte ou dingetjies doen nie, maar omdat ons word gelei omdat ons juis vrygekoopte seuns en dogters is, kinders wat deur God aangeneem is. 'n Lewe in Christus het ons ook gesê beteken ons het nou 'n nuwe meester, 'n Here, 'n baas. En ons het ook gesê dat ons maak die werke van die vlees dood, want dit is die taal van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is vol daarvan. Toe het ek gepraat oor 4 rigtings wat die Gees ons inlei. En ons het onder andere gesê die 4 rigtings is die Gees lei ons weg van selfbehoud, selfbedrog, eie belang, eie wysheid, nommer 1. Dit roep ons tweedens tot ware sending. Laat ek net hierby sê, ware uitgestuur wees en sending is nie 'n opsie vir sommige van ons nie. Dit is die roepstem van Christus vir sy kerk. Derdens het ons gesê dat die Gees roep ons na waarheid toe. En vierdens na radikale gehoorsaamheid. En toe het ons gesê ten slotte dat die vlees in godsdienstige klere nie 'n goeie ding is nie. En ons het gesê dat een van die grootste gevare is eintlik maar selfbedrog, waar ons eie gemak, ons eie reputasies, ons eie wil vermom as 'n vroomheid en ons noem dit sogenaamde leiding van die Heilige Gees. Maar ware leiding, gemeente, verander ons begeertes sodat ons uiteindelik kan sê en dit regtig bedoel, nie my wil nie, Here, maar u sin. En dan, dat dit nie net mooi teologiese taal is met die regte sinnetjie nie, maar dat dit die ware rigting is van my hart, siel en elke stukkie van my krag, dat ek dit bedoel. Alright, so hier het ek nou klaar die inleiding gegee, nou kom ons weer soos ouer gewoonte waar ons 'n bietjie diep vrae hieroor gaan vra en dat ons dit 'n bietjie wil bespreek en reflekteer. So ek sê net weer, hierdie vrae is daarop gerig om ons nou te bring by ware selfondersoek. En ware selfondersoek is absoluut weg van oppervlakkige godsdienstigheid en maar net praatjies,
Dit bring ons eerder na 'n totale oorgawe waar God se wil die triomfanklike in ons lewens is. Natuurlik sal ons dan sê, soos wat Jesus bid ook in Johannes 17. So wat ons nou gaan doen is, ek gaan nou weer op die skerm die 3 diepgaande besprekings en 'n refleksievraag gooi. Julle gaan dit sien vertoon en dan gaan ek julle 'n kansie gee sodat julle kan pause, 3 keer pause met ander woorde na elke een en dit dan bespreek. Nou toe, die eerste is die masker van vroomheid. Nou in die boodskap verlede week het ek glo die Gees van God vir ons gewaarsku dat die vlees in godsdienstige klere, metafories, een van die gevaarlikste vorms van selfbedrog is. Wanneer ons eie gemak, ons eie wil, ons eie reputasies, ons eie intuïsie, gevoelens en emosies beskryf of beskou as leiding van die Heilige Gees. Of sou ek eerder sê, ons dit so vermom. So hier is die vraag wat nou volg. Waar in jou eie lewe merk jy op dat jy dalk godsdienstige taal of vroomheid gebruik om jou eie belange te beskerm, jou eie voorkeure, jou eie begeertes, terwyl jy eintlik nie die heerskappy van die Gees oor daardie spesifieke area wil toelaat nie. Pause nou en dan reflekteer julle saam. Die tweede diepgaande besprekingsvraag en refleksie is die kruisiging van die eie wil van 'n mens. Nou, ware leiding deur die Heilige Gees beteken dat ons begeertes verander word. En dit beteken dat ons begin haat wat God haat. En ons begin liefkry wat hy liefhet. Selfs al kos dit ons gemak of ons verlange. Die vraag wat ek nou wil vra is, watter spesifieke eie wil of droom of gerief in jou eie lewe moet tans voor die kruis gebring word, sodat jy kan oorgee aan die gebed, Here, nie my wil nie, maar u sin. Dit bring ons nou by die laaste refleksie, vraagie of diepgaande bespreking. En dit is 'n beweging van selfbehoud na sending. Ons het reg gehoor. Dit is om op te hou sit en gestuur te wees, in eenvoudiger taal. En hier moet ons iets verstaan, dat die Gees van God, die Gees wat ons lei, die Gees van waarheid, is 'n uitstuurende Gees. En daardie Gees kom van Christus, wat ook deur die Vader gestuur is. Dis onlosmaaklik pragtig. En wat die uitstuurende Gees vanaf Jesus doen is, dit vat ons en neem ons uit ons veilige, sogenaamde selfgesentreerde binneruimte, waar dit net me, myself en I is. En dan kom roep Christus deur sy Gees van waarheid ons om nie in selfbehoud te leef nie, maar in gehoorsaamheid. So die vraag vanoggend, laaste vraag is, hoe daag hierdie waarheid jou alledaagse keuses uit, om waarlik onder leiding van die Heilige Gees die wêreld in te gaan, as 'n getuie van die evangelie van Christus, 'n getuie van Christus, ongeag wat dit jou sal kos. En ek wil net ten slotte vra, maak hierdie pragtige, lieflike, diepgaande roeping van die Gees jou steeds opgewonde. Dankie dat julle vandag lekker saamgesels het. Ek hoop julle gaan nou 'n bietjie verder saam kuier en nie net vinnig huis toe gaan nie. Soos Jesus op aarde sou sê, dit is oestyd. Die oes is groot en die arbeiders is min. It's harvest time. En die Here roep ons nie net in 'n veilige, selfgesentreerde godsdiens nie. Ek dink dit is duidelik wat die Gees van God vir ons wil sê. En ons wil ook nie in 'n selfgesentreerde godsdiens agterbly nie. My gebed vir ons, soos ons vandag hier wegstap, verder onder leiding van die Heilige Gees is, mag ons vandag as huiskerke die moed hê om die maskers en godsdienstige kleertjies nou neer te lê
juis onder leiding van die Heilige Gees, wat waarlik ons uitstuur om te gaan, om in te bring vir God se koninkryk. It's harvest time, dis oestyd. En dis so kosbaar, omdat ek weet, dis nie afhanklik van myself nie. Dis 'n genade stuur, omdat die een wat regeer, is die koning van die eeue, die skepper van my hart, en nie ek of jy nie. Kom ons sing hierdie laaste lied saam, en dan verheerlik ons die Here, dan kan iemand vir julle afsluit met gebed, of julle kan vir mekaar bid, en dan kuier ons lekker saam. Volgende week is ons weer saam in die saal. Mooi loop en baie seën. In die geraas van die wêreld hardloop ek na U. U is die een wat waarheid bring, as die leuen my stoel ten stuur. As ek dink aan U heerlikheid, U grootheid bo alles, U majesteit wat soos die son opkom, verlig my hele lewe, want U is die koning van die eeue, die skepper van my hart, die rots van die ewigheid, al is ek hoe verwar, ek wil net die lof besing, vir ewig U verhef, die koning van die eeue, die koning van my hart. In die geraas van die wêreld hardloop ek na U. U is die een wat waarheid bring, as die leuen my stoel ten stuur. As ek dink aan U heerlikheid, U grootheid bo alles, U majesteit wat soos die son opkom, verlig my hele lewe, want U is die koning van die eeue, die skepper van my hart, die rots van die ewigheid, al is ek hoe verwar, ek wil net die lof besing, vir ewig U verhef, die koning van die eeue, die koning van my hart, koning van my hart, die koning van my lewe. En U wil ek bemind, U lof besing
koning van my